Goeiedag vriende, kom ons luister na 2 Korintiërs hoofstuk 11. Nou wil ek hê, julle moet 'n bietjie dwaasheid van my kant verdra, ja verdra my maar. Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom, want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus, maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Ek reken dat ek niks agter staan by julle danige apostels nie. Al is ons miskien nie sulke gladde sprekers nie, in die kennis staan ons nie agter nie. Dit het ons julle tog by elke geleentheid en in alle opsigte laat sien. Sonder vergoeding het ek die evangelie van God aan julle verkondig. Ek het my verneder sodat julle opgehef kon word. Was dit miskien verkeerd van my? Om julle te bedien, het ek van ander gemeentes vergoeding aangeneem en hulle as het ware so beroof. Toe ek by julle was en geld kort gekom het ek niemand lastig geval nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het ruim in my behoeftes voorsien. Ek het gesorg en sal ook verder sorg dat ek in geen opsig vir julle 'n las word nie. Hierop is ek trots en so seker as die waarheid van Christus in my is, sal niemand in die hele Agaïe my dit ontneem nie. Waarom nie? Omdat ek julle nie lief het nie? God weet ek het julle lief. Soos ek nou maak, sal ek voortgaan om te maak. Daarmee sal ek vir die mense wat 'n aanleiding soek om te roem dat hulle net sulke apostels soos ons is, elke aanleiding daartoe ontneem. Sulke mense is vals apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie. Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Ek herhaal, niemand moet dink dat ek 'n dwaas is nie. Of anders, beskou my maar as 'n dwaas en laat my ook 'n bietjie groot praat. Wat ek nou sê kom nie van die Here nie. Nee, in hierdie aangeleentheid praat ek werklik soos 'n dwaas in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Aangesien daar baie is wat op suiwer menslike gronde groot praat, sal ek ook groot praat. Julle wat so verstandig is, verdra mos geredelik die dwaas. Julle verdra dit as iemand julle so slawe behandel, as iemand julle uitbuit, as iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, as iemand julle in die gesig klap. Laat my dan maar tot my skande erken dat ons vir sulke dinge te swak was. Nou praat ek soos 'n dwaas. Enige iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal as ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes.
As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Toe ek in Damaskus was, het die verteenwoordiger van koning Aretas die stad laat bewaak om my te vang. Maar deur 'n venster in die muur is ek in 'n mandjie laat afsak en het ek aan sy hande ontkom. Dit was 2 Korintiërs 11 uit die woord van die Here. Ons elkeen het 'n taak in die kerk van die Here. Onthou dat wanneer ons van kerk praat, praat ons nie van die gebou nie. Nee, ons praat van die gelowiges. Almal wat saamgebind is tot die liggaam van Christus. In die kerk het elkeen van ons 'n unieke taak. Hierdie taak word bepaal deur ons gawes en ons omstandighede. Maar gesamentlik het ons die taak om te sorg dat die kerk by die waarheid bly en dat gelowiges groei in die geloof. Paulus sê, julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus. Ons moet dus die kerk, die bruid van Christus, vlekkeloos hou totdat hy weer kom. Die kerk moet wegbly van verleidings en nie toelaat dat daar 'n ander Jesus verkondig word nie. Dit is maklik om te sê dat dit die dominee se taak is, maar dit is nie sy taak alleen nie. Elke gelowige het die verantwoordelikheid om toe te sien dat die kerk nie afdwaal nie. Elke gelowige moet sorg dat daar nie in die kerk van die Here 'n ander Jesus verkondig word nie. Wie is die ander Jesus waarvan ons praat? Ons is besig om 'n ander Jesus te verkondig wanneer ons nie meer glo in Jesus soos hy in die Bybel aan ons bekend gemaak word nie. Dit is wanneer ons glo in 'n Jesus wat ons self uitgedink het. 'n Jesus vir wie ons eienskappe gee soos dit ons pas. Byvoorbeeld, 'n Jesus wat vir almal lief is, wat niemand oordeel nie en almal aanvaar. 'n Jesus wat dit altyd met jou goed sal laat gaan. Hy sal jou ryk maak en jou gesond hou. 'n Jesus wat net 'n goeie voorbeeld is van hoe om te lewe, maar nie God is wat ons aanbid nie. 'n Jesus vir wie jy bid in nood en vra vir hulp, maar hy is nie deel van jou daaglikse lewe nie. Daar is net een Jesus wat ons kan aanbid, en dit is Jesus Christus, die Seun van God, ons Verlosser, soos hy in die Bybel aan ons geopenbaar word. Omdat dit so belangrik is dat ons Jesus reg ken en aanbid, is dit baie belangrik dat ons goeie leermeesters het. Ons kan dus nie predikante kies wat net sê waarvan ons hou nie. Ons moet predikante kies wat ons leer wat in die Bybel staan. Paulus beskryf die valse leermeesters as mense wat slawe maak van hulle volgelinge, mense wat uitbuit en bedrieg, en wat mense uit die hoogte uit behandel. Met ander woorde, hoe kan ons 'n valse prediker van 'n goeie Bybelse prediker onderskei? 'n Prediker is vals wanneer hy volgelinge vir homself bymekaar maak. Hy gee homself voor as die leier, die baas, en almal moet doen wat hy sê. Iemand wat die ware Jesus verkondig, maak nie slawe vir homself nie. Hy maak slawe vir Jesus. Hy verkondig dat ons Jesus moet volg en aan hom gehoorsaam moet wees. Iemand wat lidmate uitbuit en bedrieg, is nie aan die Here gehoorsaam nie. Die 1953 vertaling skryf dat hulle mense opeet. Hulle gebruik die mense om self ryk en versadig te word. Hulle bedrieg mense vir hulle eie gewin. Maar Jesus sê vir Petrus, laat my lammers wy. 'n Goeie prediker of predikant sal die gemeente voed met die brood van die lewe. Dit is die woord van God. Hy werk nie vir sy eie gewin en voordeel nie, maar vir die opbou van ander gelowiges. Iemand wat mense uit die hoogte behandel, is ook nie 'n goeie leier nie. Die Bybel leer ons dat gelowiges nederig moet wees. Kerkleiers moet diensbare leiers wees wat saam met ander gelowiges die bruid van Christus gereed kry vir sy wederkoms.
Hy is nie belangriker as ander gelowiges nie, en hy is deeglik bewus daarvan. Paulus sê dat dit vir hom so belangrik is om sy medegelowiges reg te leer, dat hy dinge doen wat vir ander na malligheid lyk. Ons lees hoe hy swaar kry en mishandel word. Ons lees hoe hy van basiese dinge soos kos en slaap ontneem word ter wille van die evangelie. Ons lees dat hy selfs verneder word in die proses. Hoekom skryf Paulus al hierdie dinge? Sodat ons kan sien hoe goed hy is? Nee, juis nie. Hy skryf, as daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. Dit is Paulus se doel, om die kerk gereed te kry vir Christus se wederkoms. Hy wil die kerk leer om Jesus in alles na te volg en aan hom die lof te besing wat hom toekom. Kom ons bid saam. Here, dankie vir medegelowiges, dankie vir u kerk waarvan ons deel is. U maak ons deel van 'n gemeenskap van gelowiges, waar ons die waarheid kan hoor en ook aan mekaar verkondig. U maak ons deel van 'n gemeenskap van gelowiges, waar ons mekaar in liefde en nederigheid kan reghelp om tot u eer te lewe. Ons bid dat u vir ons daarin wysheid sal gee, leer ons met u woord wat u van ons verwag, sodat ons mekaar daarin leiding kan gee. Ons doen voorbidding vir almal wat eensaam is. Ons bid dat u hulle sal troos en lei, en wys ons ook hoe om na hulle toe uit te reik. Ons bid ook vir mense wat ly as gevolg van oorloë in verskillende dele van die wêreld. Ons vra dat u vrede sal gee. Ons bid al die dinge deur u groot genade alleen. Amen.